Ek groet u, dit is Vrydagoggend, goeie Vrydag, die 18de April, en ons gesels oor getuienis van Jesus. Die tweede deel van laas Sondag het ons gesê, Jesus het al die profeseë vervul wat betrekking tot sy eerste koms na die aarde te gehad het, en ons het 'n aantal behandel wat dikwels misgekyk word, sonder om die belangrike daarvan te besef. En ons het gelees uit Openbaring 19 vers 10, en ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, dit sou die engel, moenie ek is 'n mededienster van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Hier het ons 'n definisie. In Johannes 5 vers 39, julle verondersoek die skrifte, omdat julle meen, dat julle daar in die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. Clark se Bybelkommentaar sê, the spirit of the prophecy, met betrekking tot hierdie, die gees van die profesie, spirit of the prophecy, is a general testimony concerning Jesus, for he is the scope, the embodiment and design of the whole scripture. To him gave all the prophets witness. Maar goed, kom ons kyk maar nog 'n paar van hierdie profesieë. Jesaja word deur God geroep as profeet om aan die stam van Juda baie dinge te gaan vertel, wat hulle gaan teekom, wat hulle gaan vervul in die jare wat gaan volg. Die koning van Juda, Usia, sy goeie regering kom tot 'n einde met sy afsterwe, en donkerheid moet deur Jesaja aan hulle vertel word vir toekomstige geslagte, wanneer hulle gaan afdwaal. God weet dit. Aangesluit is sy profetiese bediening kom die mees oorvloedige inligting wat ooit in die Ou Testamentiese tyd gegee is, waar dit kom by die lewe, die doel en die kwalifikasies van die Messias wat gaan kom. Daar is 'n siening in Judaïsme dat Jesaja 53 'n profesie is oor Israel, slegs oor Israel, en wat vir haar voorlê in die volgende byna 2000 jaar. Ons is egter verseker dat hierdie hoofstuk in Jesaja slegs gaan oor Jesus, ons verlosser, en sy kruisiging en wat hy die kruis gedoen het. So Jesaja se geskrifte is die fondasie van geloof vir miljoene wat verstaan wie Jesus is deur die vervulling van hierdie profesieë. Aangesluit in die openbaring wat Jesaja gegee het, was byvoorbeeld Jesus se herkoms, hy is ewige Vader, Jesaja 9 vers 6, sy almag, hy is die sterke God, Jesaja 9 vers 6, hy word gebore as 'n mens, 'n kind is vir ons gebore, sê die skrif, in Jesaja 9 vers 6, sy moeder sal 'n maagd wees, Jesaja 7 vers 14 sê, die maagd sal swanger word, en hy sal die grondsteen van God sy ewige koninkryk wees. En Jesaja 28 vers 16 sê, 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen. Sy voorganger, Johannes die Doper, sal sy pad gelyk maak, en Jesaja 40 vers 3 sê, berei in die woestyn die weg van die Here. Die Heilige Gees sal op hom neerdal by sy doop, en Jesaja 42 vers 1 sê, ek het my gees op hom gelê. Hy sal gemartel word voor sy dood. Jesaja 50 vers 5 en 6 sê, my rug gegee vir die wat slaan en my wange vir die wat hare uitpluk. Hy sal die paaslam van God wees. Jesaja 53 vers 7, lam wat na die slagplek gelei word. Hy sal sterf as die plaasvervanger vir sondaars. Jesaja 53 vers 5, terwille van ons oortredinge en ons ongeregtighede is hy deurboor ensovoorts. Hy sal 'n kruisdood sterf. Jesaja 53 vers 5 sê hy is deurboor, hy is verbrysel. Hy sal sy lot aanvaar sonder protes. Jesaja 53 vers 7 sê hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n skaap wat stom is, né? Hy sal met sondaars gereken word. Jesaja 53 vers 9, sy graf sal by die godlose wees. Hy sal rykman se graf begrawe word. En Jesaja 53 vers 9 sê, by 'n ryke was hy in sy dood. God se plan was om hom te straf in ons plek. Jesaja 53 vers 9 en 10, dit het die Here behaag om hom te verbrysel, hy het geen onreg gedoen nie, en geen bedrog was in sy mond gewees nie. Sy dood aan die kruis sal sondaars regverdig maak.
Jesaja 53 vers 11 sê, hy sal baie regverdig maak. Hy sal die verbond met Dawid vervul. Jesaja 55 vers 3. 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Hy sal kom om gesond te maak en die gevangenes vry te maak. Jesaja 61 vers 1 en 2. Te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep. En hy gaan weer kom om reg te maak en wraak uit te oefen op 'n wêreld wat nie aangeneem het nie. Jesaja 61 vers 2 sê die dag van wraak van onze God. Alhoewel Jesaja se woorde, se waarheid en waarskuwing aan 'n afvallige volk, hoop vir geslagte wat gaan kom tot aan die einde van tyd verkondig het, was die profeet se woorde afgemaak en hulle het duisternis bo lig verkies. Volgens oorlewering is Jesaja uiteindelik deur die goddelose koning Manasse in 'n uitgeholde boomstop gesit en toe middeldeur geslaag. In Hebreërs 11 vers 37 sê vir ons, hulle is gestenig, hulle is in stukke gesaag. Terwille van Jesus, terwille van die evangelie. Jesaja is oorlede, aan sy einde gekom in 681 voor Christus, maar sy woorde lewe steeds voort in die woord van die Here. Baie later vind ons twee manne op die pad na Emmaus, ernstige gesprek oor 'n sekere gebeurtenis wat daar gebeur het. Jesus kom en stap met hulle saam, maar hulle dink hy's maar net nog 'n reisiger wat die deur reis, en hulle vertel hom van die onlangse dinge wat in Jerusalem gebeur het. Hulle vertel van 'n man wat dooies lewendig kon maak, siekes gesond gemaak het, en toe gearresteer en gekruisig is op die Paasfees. En hierdie skokkende gebeure is op almal se lippe. Hulle vertel hom dat baie gehoop het dat hy hierdie man die Messias sou wees, maar nou is hulle hoop verpletter, want hy het gesterf, hy is begrawe. En terwyl so al die dinge vir Jesus vertel, begin hy vir hulle uit die Ou Testament skrifte oop te maak en te verduidelik hoe die Messias moes kom en ons lei. Steeds herken hulle hom nie, maar sy wonderlike insig spoor hulle aan om hom te vra om by hulle oor te bly vir die nag, sodat hulle meer hiervan kan hoor. Uiteindelik word sy ware identiteit aan hulle bekend, en hulle besef dat dit werklik Jesus self was, wat by hulle was, en dat hy inderdaad uit die dood het opgestaan het, en dat hy waarlik die lang verwagte Messias was. Nou kom die vraag, waarom na soveel oorweldigende bewyse in die Heilige Geskrifte, dat die Jode steeds Jesus nie herken het nie. Ek dink is deels omdat God met opset hulle verblind het, sodat die heidene kan inkom voor die Jode die saligheid sou beerwe. Romeine 11 vers 11 sê vir ons, het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie. Want deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom, om hulle die Jode jaloers te maak. Jesaja 6 vers 9 sê, en hy het gespreek, gaan sê aan hierdie volk, hoor altyd deur, maar verstaan nie, en sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle ore swaar, en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë, en met hulle ore hoor, en met hulle hart nie verstaan nie, en hulle nie bekeer en gesond word nie. Verder omdat hulle aandag so afgelei was, deur alle profeseë wat die Messias nog nie vervul het nie, het dit hulle geloof laat struikel. Byvoorbeeld, hulle het verstaan dat sy koningskap, hulle het totaal verkeerd verstaan, en glo dat hy sal kom sit op die troon van Dawid, met groot mag, en nie as 'n gewone skrynwerker se seentjie nie. Hulle verwag 'n krygsman soos Dawid, wat Israel verlos van al hulle vyande, Rome ingesluit, eerder as om hulle van hulle sonde te verlos. Hulle wou dat hy alle opsigte aan Israel gedoen sal kom vir geld en nasies vernietig met groot krag. Hulle glo dat hy die hemel sou verander deur die son te verdonker op sy bevel, groot tekens te doen. Hulle glo hy sou Israel in haar glorie herstel as die leier van die nasies onder sy leierskap. En skynbaar nie onbewus nie, maar net dood voordat dit agter hulle sit, hulle sondige toestand.
wil hom sien as die regter wat alle verkeerde dinge sou kom regmaak. En hulle glo dat die Messias die aarde sou kom herstel, om soos die tuin van Eden was, weer te wees. Deurdat hulle kon verstaan dat die Messias 2 maal sou kom nie, het Israel dosyne van die mooiste profetiese vervullings, wat slegs die Messias met sy tweede kom sou kom vervul, geïgnoreer. Soortgelyk deur slegs te kyk na die verlossing wat Jesus bewerk het met sy eerste koms, en die valse vervangingsteologie wat die komende oordeel ignoreer, het die huidige kerkdispensasie daarin gefaal om die waarskuwings te verkondig uit die profesie oor die Messias wat Israel verwag, wat in ons tyd besig is om vervulling te gaan. Die persoon van die Messias is so duidelik beskryf deur woorde en voorbeelde in die Ou Testament. En die profete gee soveel detail wat elkeen wat ooit geleef het, diskwalifiseer behalwe die een, die mens, Jesus Christus. Daar's 'n webtuiste, christiananswers.net, wat die volgende stel. Hy sê jare gelede het Pieter W. Stoner en Robert C. Newman 'n boek geskryf getiteld Science Speaks. Die boek is gebaseer op die wetenskap van waarskynlikheidsteorie, wat deur die American Scientific Affiliation ondersteun is, wat die moontlikheid behandel dat enige persoon wat deur al die eeue 8 van die 60 groot profesieë in die lewe van Christus sou kon vervul. Die waarskynlikheid dat Jesus 8 van daardie profesieë sou kon vervul, was 1 uit 1 met 17 nulle agterna. Jesus het nie net 8 daarvan vervul nie. Sommige Bybelstudente reken uit meer as 300 profesieë van die Messias vervul gedurende sy tyd op aarde as mens. Hierdie is so astronomies dat dit onmoontlik sou wees dat enige iemand anders 'n kandidaat sou kon wees. Wat egter meer belangrik is en opsigtelik is dat Jesus steeds werk het om te doen, om al die onvervulde profesieë gebring deur die profete en al die tekens wat nou om ons afspeel, met sy wederkoms te kon voltooi. En dit is vlak voor die deur. Getuienis van Jesus dat hy die Messias is, dek die bladsye van die skrif van voor tot agter, en is die mees wonderlike bewys waaroor enige iemand kon vra. Duisende jare se geskrifte beskryf presies wie die Messias sal wees, en slegs een persoon kwalifiseer: Jesus Christus, ons Here. Hy is die koning, hy is die erfgenaam van Dawid se troon, hy is die Messias, en hy kom weer, en hy kom gou. En ons het gelees in Johannes 5:39, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. Kom ons gaan aansit aan die tafel van die Here, en ons gebruik die nagmaal. Ek gaan ons lees in 1 Korintiërs 11 vers 24, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek, dit is die brood, en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daarin drink, tot my gedagtenis. Waarom sê Jesus tot my gedagtenis? Kom ons gaan terug, 1500 jaar voor hierdie gebeure, na die instelling van die Paasfees. Exodus 12 vers 24. Om te onderhou dan hierdie saak, dit is die Paasfees, die slag van die lammetjies ensovoorts wat daar gebeur het in Egipteland. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. Vers 26. En as julle kinders julle vra, wat beteken die diens daar? Dan moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref het, maar ons huise gered het. So uiteindelik wat hy hier eintlik sê is, hou in gedagtenis die lam wat geslag is, om julle te beskerm en julle uit julle slawerny te verlos. Hierdie lam van God
was geslag om jou en my te verlos uit die mag van sonde tot die ewige lewe. Kom ons doen dit tot sy gedagtenis. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir wat Jesus gedoen het op Golgotha. Die sondelose lam van God, sonder gebrek, het vir ons gesterf aan die kruis, om ons vry te koop, om ons gesond te maak, en ons te was, witter as sneeu. Ons eer U daarvoor. Dankie vir hierdie, wat ons in gedagte is, wat Jesus kan gebruik. Ons eer U daarvoor. Amen. Kom ons deel van die brood, ons eer daarvan, tot sy gedagtenis. Prys sy naam. Prys die Here, prys die Here. Na die ete het hy die beker geneem en gesê, dit is my bloed, die bloed in die Nuwe Testament, of die Nuwe Verbond, doen dit tot my gedagtenis. Kom ons drink daarvan. Ons dank U, Here Jesus, dat dit U gedoen het, Here. Eendag gaan ons dit saam met U in die hemel hiervan gebruik. Ons loof U daarvoor, ons sê uit daar, in Jesus naam. Amen. En ons sê, kom, Here Jesus, en ons doen dit tot sy gedagtenis, totdat hy kom. Mag die Here U seën. Amen.